Okay, right. So ons is besig met chemie. Jy mag notas neem. Ek kan die notas vir jou aanstuur ook. Jy kan my stop en sê, "Wow, gou oom, ek is ek is nie reg nie. Ek het nog nie die notas klaar gemaak nie." Of copy and paste dit vir my of hou net gou vas oom want ek kan party 'n bietjie vinnig wees. Nou kyk gou mooi, jy hoef niks neer te skryf nie. Laas jaar het jou chemiese reaksie soos volg gelyk. Jy het byvoorbeeld, kom ons sê kalsiumkloried gehad in oplossing. Kom ons sê uh dit was 150 kubieke sentimeter met 'n konsentrasie van 0,1 en dan het ons kom ons sê uh wat kan ons bygooi? Ons sê natriumbromied en hulle het net dit vir jou gegee of daar het gestaan oormaat. En dan het jy produkte gekry. Jy het wat het jy gekry? Kalsiumbromied en moenie dit neerskryf nie, dis onnodig om dit neer te skryf. Ek probeer net iets illustreer. En dan het ons 'n tweetjie daar gehad en 'n tweetjie daar. Nou oormaat het beteken dat jy het oorgenoeg van hierdie natriumbromied gehad om al daai kalsiumkloried op te gebruik. So dan het jy gegaan en die mol hiervan uitgewerk, né? En dan het daai mol het jy gebruik om enige van die hoeveelheid van daai produkte te bepaal, né? Onthou julle dit? So sê nou maar jou kalsiumkloried se mol was 0,5. Kan julle vir my sê hoeveel mol kalsiumbromied daar dan was? Enigiemand van sê? Ja, Selfde, né? En hoeveel mol natriumkloried vorm daar? een. Ja. 0,5 maal 2 en dis 1 mol. Okay, sou jy verstaan jy dit? Ja, oom. Okay, maar dit gaan nou verander in graad 11. In graad 11 gaan ek ook hierdie waardes vir jou gee. Ek ek gaan ook vir jou sê, okay, 100 kubieke sentimeter met 'n 0,15 konsentraat. En dan kan jy nie net enigiets gebruik nie. Jy moet dan eers uitwerk watter een beperk die reaksie of wat een is in oormaat. En dan kan jy bepaal hoeveel produkte vorm. Right, so ons moet nou eers 'n nuwe ding leer voor ons nou weer met chemiese reaksies kan werk. Okay, Leani sal weet. Watter kar is daai? Porsche. Nee man, dis nie 'n Porsche nie. Alle karre is nie Porsches nie. Ferrari. Dit lyk soos 'n Ferrari of 'n ding. Okay, daar's twee Ferrari bodies in jou workshop en jy het 7 wiele. Hoeveel karre kan jy bou? Een. Een kar. Hoekom? Maar dit vat 4 wiele om een Want kar te maak. 4 wiele word gevat om een kar te bou en dan bly daar net 3 wiele oor, dan kan ons nie nog 'n kar bou nie. So die wiele is die beperkende reagens en hy bepaal hoeveel karre ons bou. En dis presies wat ons nou gaan doen. Right. Dan is hierdie die vergelykings wat jy gebruik. Dis die vergelykings of die formules op jou formuleblad. Jy hoef nou net nie eintlik te worry vir nou oor daai ene nie. Daai ene is graad 12 by. So ek sal dit saam sleep. Julle kan mos mol uitwerk met massa, met konsentrasie en met volume gas, né? Almal van julle, né? Sou jy ook. Ciao. Ja, oom. Right, hier gaan ons. Ons het Erlenmeyer flesie en daarin het ons lithiumfluoried LiF en ons het 800 kubieke sentimeter daarvan en die konsentrasie is 0,12 en dan gooi ons daarby 'n blokkie of 'n vaste stof, kaliumkarbonaat en dis 14 gram. So wat ek wil hê, jy moet gou-gou doen. Ons wil eintlik weet watter een is die beperkende reagens. Maar om dit te kan doen, moet ons albei hierdie simolle uitwerk. So jy moet gaan en die mol kaliumkarbonaat gaan uitwerk en dan moet jy ook gaan en die mol
lithiumfluoried gaan uitwerk. Nou hierso is 'n periodieke tabel wat jy dalk nodig het vir die molêre massa, veral vir die lithiumfluoried. En ek wil gou hê julle moet daai vergelyking afskryf. En die vraag bo-aan is eintlik be- kom ons sê ons het twee vrae. Die eerste vraag gaan wees: 1. Bepaal die beperkende reagens. En watter van daai reagens is beperkend? En jy kan kyk, ek wil net kyk of julle doen. Vir nou is dit belangrik dat jy ten minste albei van hulle se molle kan uitwerk. So stop daar as jy albei se mol gaan uitwerk, dan gaan ek vir jou wys om die beperkende reagens te kry en dan kan ons nog 'n vraagie daaroor doen. So skryf vir daai vergelyking af. Oom, ek kan niks sien nie. Kan die res van julle iets sien? Nee, oom. Hey, kom sê julle nie vroegtydig nie. Ek kan dit sien. Akiliani, kan jy nou iets sien? Lyk dieselfde, oom. Okay. Bedoel julle kan niks sien nie of kan julle nie sien wat daar geskryf is op die wit bord nie? Ek kan niks sien nie. Kan jy sien as ek 'n rooi lyn nou maak? Wie kan dit sien? Ek kan dit sien. Wow. Okay, Liani, kan jy dit sien? Ja, oom, ek kan nou sien. Okay, Zoe, dan staan net iets op jou skerm verkeerd. Kan jy net ons gesigte sien? Ja. Okay, dan is jy op 'n foon of op 'n rekenaar of op 'n tablet? Op 'n rekenaar. Okay. Dis interessant. Ek sit gou die meeting en dan enter dit gou weer. Of wag, ek sit net gou die meeting en dan enter dit net gou weer. Jou skerm tel net nie ons op vir een of ander rede nie. Of ek dink hy tel jou kamera as die skerm op. So ek sit gou die meeting. Of jy stel hom net dat hy nie jou kamera wys as die skerm nie. Weet jy nou mens dit? Okay, ek sit gou die meeting en dan laat ek jou net gou weer in. Die res van julle kan slank hierdie afskryf. Oom, Yes. wat is daai 0,12? Dis in square brackets is shorthand vir konsentrasie. So daar staan eintlik C is gelyk aan 0,12 mol per kubieke desimeter. Okay. Right, ek sien jou Zoe, jy's in. Jou mikrofoon behoort te werk, maar ek kan nie jou gesig sien of jou skerm nie. Kan jy die skerm nou sien? Nee, oom. Wow. Dis die eerste keer dat iemand dit so doen. Kan jy op jou meeting gaan en net kyk daar want die ene van die dinge is snaaks geset op jou meeting. Het jy 'n rekenaar met Windows, né? Ja, oom. Okay. Ek gaan vir jou help. Zoom. Het jy side by side mode on? Of hide screen share? Of jy moet gaan na die volgende manier. Gaan na options. En wat jy heel waarskynlik aan het, jy het waarskynlik aan jou video layout is verkeerd. Jy kyk net na die video's en nie na die skerm nie. So iets moet jy kan slide links of regs om dit te sien. So ek kan dit ook groter en kleiner maak.
Iewers op jou settings verkeerd. Kan jy hoe lyk jou skerm as hoe lyk jou skerm nou? Net ons gesigte. Is dit reg? Ja. Okay, die ander van julle kyk gaan na julle skerm. Het julle opsies vir meeting en skerm op julle rekenaar? Wat is julle opsies wat julle kan klik op? Ek is die host, so dit is moeilik vir my om vir jou te sê. As hom waarin gaan, sis. Ja, hoe kan jy net die gesigte sien en net die skerm sien, Jani? Wat moet jy doen? Of Lisa, wat moet jy doen? Ek het soos maar ek's op 'n iPad, maar as ek bo gaan dan is daar so 'n klomp blokkies en dan sê dit gallery view. Dan moet ek dit weer daarop gaan en sê speaker view. En jy, Liani? Ja, oom, ek weet nie. Ek is nie baie goed met rekenaars nie. Okay, so iewers Zoe, het jy jou rekenaar gestel dat hy net die gesigte sien, nie my skerm ook nie. Maar ek kan dit nie sien nie want ek is nie op jou rekenaar nie. Oh. Wel, hier bo. Dis is 'n blokkie met 3 kolletjies bo op. Sien jy dit, Zoe? 'n Blokkie met 3 kolletjies. Ja. Okay, klik gou daarop. En dan sê En dan myne is op standaard. Waar is joune, Zoe? ook op standaard. Wow, dis kind of weird. En jou boonste swart bar, heel bo, is daar nie 'n knoppie vir meeting en vir skerm of iets anders nie. As jy bo gaan, Nee. oh my word. Dis die eerste keer dat iemand nie dit kan sien nie, né? Het jy al van tevore gezoom? Okay, laat ek jou so vra. Het jy die app afgelaai of werk jy deur 'n browser? Deur 'n browser. Okay, daar's dit. Ja, okay. Jy moet Zoom aflaai as 'n app op jou rekenaar, anders gaan jy dit kan sien maklik nie. Okay. Dit gaan baie vinnig gaan. So terwyl jy online is saam met ons, gou op jou, wat gebruik jy, Outlook as 'n browser? Ag nee, Outlook nie, wat gebruik jy? Chrome of Internet Explorer? Chrome. Okay, gaan na Chrome toe en dan tik jy in Zoom download. Dan download jy gou die programmetjie. En dan gaan jy dit gebruik met daai link. Dan gaan dit werk. Sien jy dit? Daar's zoom.us, download for Zooms for Windows, Zoom for Windows moet daar staan. Sien jy dit? Ja, ek is besig. Okay, download dit gou en dan kan jy exit en dan net daai program gebruik om weer in te kom. Jy gaan niks mis nie, ons gaan die volgende som gaan baie dieselfde wees. Okay, is reg. Okay, ons gaan net gou aan met die ander twee. Wie van julle kon die mol kalium karbonaat uitwerk? Ja. Okay, dis massa gedeel deur molêre massa en dis 14 gram en dan kalium is 39 maal 2, né? Plus 12 vir koolstof plus 16 maal 3. Wat kry julle? 138. Wat? Ja. Is dit nie 14 gedeel deur 138 nie? Ja, daai. Ja. En dit is 0,1014 ensovoorts, né? Ja. Mol. Okay, en dan lithiumfluoried moet ons mol is konsentrasie maal volume gebruik, né? Want dis 'n oplossing, né? Né, Lisa? Ja. Die konsentrasie is 0,12 en die volume is 800 gedeel deur 1000. Laat die calculator dit maar doen. Wat's dit? Ek kry 0,096. Ja, man. Okay, nou dis daai twee se molle. Jy kan nie net
aanneem dat die een wat die meeste is gaan wen nie. Nou, verstaan julle dit? Want daar's 'n verhouding waarin hulle bind en dis 'n 1 tot 2 verhouding, né? OK. So wat het jy gedoen om uit te werk wat is die beperkende reagens? Ek gaan vir julle wys dat ek doen, daar's verskillende maniere. Ek gaan K2CO3 skryf ek tot lithiumfluoried en dis in 'n 1 tot 2 verhouding, né? sien julle dit op die vergelyking? OK. Ja. Right. En dan maak jy een van hulle X. Sien nou maar daai ene, né? En dan skryf jy die ander een se mol in. sien jy? Jy kan enigiets X maak. Met ander woorde, jy kan dit ook so omgedoen het. Die ene X maak en dan daai ene 0,096 inskryf. OK? En dan maak jy net oor kruis. In hierdie geval is X 0,2028 mol. Dis baie belangrik. Nou, sien julle dit? Ja. Ek het oor kruis gemaak. OK, nou wat het ek nou gekry? Wat beteken dit? Dit is die mol lithiumfluoried wat ek nodig het of wat gaan reageer. As ek die ander een gebruik het, kyk mooi en ek het oor kruis gemaal, dan het ek 2x is 0,096 gekry en dan deel ek dit met 2, né? Ja. En dan kry ek 0,048. En dit is die mol of die aantal mol van my kaliumkarbonaat wat ek nodig het of wat gaan in die reageer in die reaksie. OK, nou kan jy dadelik uit dit uit sien wat een is die beperkende reagens. Kyk gou na die boonste ene. Ek het 0,208 lithiumfluoried nodig. Ek het net 0,096. So die lithium is te min. Ja. Ja. So uit hierdie een is die lithiumfluoried die beperkende reagens, né? In my onderste reaksie sê ek het net 0,048 mol kaliumkarbonaat nodig. Maar kyk hoe baie het ek. So die kaliumkarbonaat is te veel. Dit beteken die lithiumfluoried is te min wat hom die beperkende reagens maak. Nou. Vang julle dit? Ja. Ja. Okay. Right. Kom chat gaan met Zoe. En dan is nog 'n voorbeeld. Ons gaan nie nou die buiggoed doen nie. Ja, ek kan slak daai vergelyking neerskryf. Dit is die eerste keer dat ek iemand kry. Gewoonlik as iemand dit deur die browser werk hulle klank nie, maar hulle video werk. Skryf vir daai vergelyking neer. Ons gaan 200 ml soutsuur, soos jy al, met 'n konsentrasie van 0,15 mol per kubieke desimeter in 'n flessie gooi en dan gaan ons 1,7 gram kalsiumkarbonaat bygooi. En ek wil by jou weet wat in die beperkende reagens is. Ja. Is die 200 ml is dit dan die volume van die HCl? Ja. Baie belangrik, 'n milliliter is dieselfde as 'n kubieke sentimeter en 'n liter is dieselfde as 'n kubieke desimeter en hierdie is die standaard eenheid om te gebruik, die liter of die kubieke desimeter. So jy moet daai milliliter basies na liter toe vat, né? Okay.
Okay? So die eerste vraag gaan wees, wat is die beperkende reagens? Okay, en Zoe vat nou 'n plus te lank om daai program af te laai. So daar's iewers fout met daai rekenaar. Jy moet gaan en beide kalsiumkarbonaat en soutsuur se mol gaan uitwerk, né? Anders weet jy nie wat jy nie. Ek doen gewoonlik die volgende, Lisa. Ek gaan skryf al my data bo op die goed neer. Dan hoef ek nie heeltyd die som te lees nie. Né? Mm. Ja, maar ek doen dit soos ek skryf net alles onder neer. Okay. So reg. Right. Let's hope for the best. There we go. Ek weet jy kan nou die skerm sien, Zoe. Ja, As hy. Okay, onthou nou in die vervolg, baie keer gaan jou rekenaar daai browser wil gebruik. Vergeet net dwing hom net om die program te gebruik. ek is reg. Okay. Kom ons begin gou weer met die som. In 'n eksperiment gooi ons 200 ml soutsuur met 'n konsentrasie van 0,15 in 'n koniese fles. So daar's my flesie en daar gooi ons soutsuur in. 200 ml HCl en dan square brackets is net 'n manier om konsentrasie vinnig te skryf. En dan by dit gooi ons kalsiumkarbonaat 1,7 gram. So wat ek doen is ek skryf al my data somme op my vergelyking. Dis baie maklik, dan hoef jy die som af te skryf nie. Nou, 200 ml soutsuur en dan konsentrasie skryf ons short, so square brackets is shorthand in chemie vir konsentrasie. En dan die vraag gaan wees, wat een is die beperkende reagens? En wat jy gaan doen, Zoe, jy gaan kalsiumkarbonaat se mol uitwerk en HCl se mol. En ek vertrou jy weet om dit te doen, né? Ja, Mooi. Okay, so die vergelykings import ek gou-gou. Ek het hulle iewers copy. Julle moet hulle nou actually ken. Want julle gebruik hulle so baie. En daar's 'n periodieke tabel, so sou jy weet jy of jy dit kan sien nie. Kalsium is 40, koolstof is 12 en suurstof is 16. Dan werk julle albei se mol uit en nou gaan ek vir julle wys hoe om die beperkende reagens te kry en dan gaan ons somme van daar af kan doen. Ek weet nie hoekom my goed so blurry is nie. Is die pixel is die kop die ding wat ek gepaste het hier ook so half blurry op julle screens. Daai vergelyking. ja. Okay, dis net my skerm dan. Het jy albei antwoorde? Ek dink die mol kalsiumkarbonaat gaan 0,0017 wees. Is ek reg? Ja, Ek kry net 0,17, is dit tog steeds Ek dink dit is 'n fout. Ek dink so. Ek het dit nou nog nie uitgewerk nie. Okay, mol is massa gedeel deur molêre massa. Dis 1,7 gram. En ek weet nou kalsiumkarbonaat is 100, maar dis 40 plus 12 plus 16 maal 3. En as ek daai in my kalkulator intik en 1,7 met 100 deel, kry ek 0,0017. Nou, Ja, ek sien my fout. mol. En jy moet die woord mol byskryf. Anders gaan jou juffrou friek. Of jou punt aftrek as hy nie friek nie. Okay, en dan
Omdat ons met konsentrasie werk, is mol gelyk oplossing werk is mol gelyk aan konsentrasie maal volume en dis 0,15 en die volume is 200 gedeel deur 1000 of net 0,2. Wat's daai? Is dit 0,03 of 003? Nee, net 1-0. Oom by die kalsiumkarbonaat is net 1-0 na die komma. Hoe Ja. lyk my kop dan nou? Jy's reg, dis 0,017. Kyk net vir my. There we go. So Zoe, was jy reg? Nee oom. Ons albei is verkeerd. Okay, en daar is 0,03. 0,03 mol. Okay, right. Dit kan julle almal doen. Dis kind of belangrik. Selfs die kinders wat niks chemie verstaan nie, kry punte omdat hulle die goeie se mol uitwerk. Okay. Nou verduidelik gou vir my enige een van julle. Hoekom kan ek nie nou net sê, wel die HCl is meer. Jy kan sien hy is meer nie en die kalsiumkarbonaat is minder nie. Hoekom kan ek nie net sê dadelik dat hierdie ene die beperkende reagens is nie? Hoekom kan ek dit nie net sê nie? Hy is dan minder. Want hulle het verhoudings. Ja. Daar's 'n 1-tot-2 verhouding tussen die twee. So hulle het nie 'n 1-tot-1 verhouding nie. So ek weet nog nie eintlik wat die een die minste is nie. So ek moet dit uitvind. So daar's 'n verskillende maniere om dit te doen. Ek gaan vir julle wys hoe ek dit doen. Dink is die beste manier, maar anyway. Ek skryf dit so: die kalsiumkarbonaat tot die soutsuur is in 'n 1-tot-2 verhouding en dan kies ek enigiets om X te maak. Ek probeer altyd die een wat ek dink in oormaat is X maak. Of kyk gou wat ek doen. Ek maak die HClX baie keer, want ek gaan hom net oorkruis met 1 mol. En dan vul ek die ene in. 0,017. En nou maal ek oorkruis. 1 maal X is X en 0,1017 maal 2 is 0,034 mol. Nou, belangrik. Jy moet nou verstaan wat jy gedoen het. X is die volgende. Dis die aantal mol HCl wat ons nodig het in die reaksie of die aantal wat gaan reageer. Dit hang af of hy die beperkende reagens is of nie. En dit gaan nou vir jou sê of hy te veel of te min het. So, hierdie sommetjie het vir my gesê ek het 0,034 mol soutsuur nodig. Het ek so baie? Nee. Nee, ek het nie so baie nie. Dit beteken die HCl is te min. Ek het te min. So as hy te min is, dan stop hy die reaksie, dan sê soos die tyres, die wiele, dis te min. En dan is die HCl is die beperkende reagens. Het julle dit so by die skool ook gedoen? Ja, oom, ons doen net albei somme. Okay. Jou juffrou het vir jou gesê, just do both. En ek weet hoekom sy dit sê, want dan kan jy enige antwoord daarna dadelik doen. Ek gaan nie noodwendig albei doen nie, want dit spaar tyd as ek net een doen. Nou. Ja. Okay, maar kom ons doen dit gou net andersom. Ons maak die kalsiumkarbonaat X en dan vul ek die 0,03 mol in. Dan maal ek oor kruis en dan sien ek X moet 0,015 mol wees. En dis hoeveel mol van my kalsiumkarbonaat ek nodig het. En ek sien ek het meer, né? Ek het 0,015 mol nodig en ek het 0,017, so daar's te veel van die kalsiumkarbonaat en dit gee my dieselfde antwoord dat die HCl te min is. Nou. Okay. Janie, jy verstaan. Ja. Amper sê ek sal verstaan hè. Ja. Lisa, jy verstaan. Ja, oom. En Zoe. Ja oom. Okay, great. Nou, dis baie useful om albei te gedoen het. Sou jy 'n vinnige skrywer wees? Met ander woorde, jy mors nie noodwendig tyd nie. Want dan kan jy maklik die volgende vraag beantwoord. As ek nou vir jou vra, nie die volgende vraag, die derde vraag. Die tweede vraag is, wat is die volume koolstofdioksied by standaard temperatuur en druk wat vorm? Okay. Dan kan iemand my help voor julle dit nou gaan doen en sê net vir my, hoekom was dit belangrik vir my om die beperkende reagens uit te figure voor ek daai antwoord kan? Sodat jy weet met wat se mol jy moet werk. Ja.
Omdat die soutsuur die beperkende reagens is, bepaal hy hoeveel koolstofdioksied vorm, nie die kalsiumkarbonaat nie. Die kalsiumkarbonaat is te veel en ek kan hom actually delete. Nou, so jy moet nou die aantal mol HCl vat. Ons het dit, daar's dit, 0,03. En dan moet jy dit gebruik om te sê die mol koolstofdioksied wat vorm is wat? Wie kan daai antwoord sommer vir my gee? Oh, 0,015. Mooi. Sien jy dat daar 'n 2-tot-1 verhouding is, gaan net die helfte van die mol vorm. So 0,03 gedeel deur 2 en is 0,015 mol. En maar dis nie die vraag nie, die vraag is volume. So jy gaan sê N is V op Vn, want by standaard temperatuur en druk is my Vm waarde wat 22,4, né? ja, Willem. Okay, so doen gou daai. Hulle gee nie vir jou daai waarde nie, né? Nee, hulle gee dit vir jou op die formuleblad. Okay, so die volume is 0,015 mol 22,4. Dis net by 0 grade Celsius eintlik, of by 25 grade Celsius, ja. En dan sê dit vir my as jy dieselfde antwoord as ek kry. 0,34 kubieke desimeter. Kom ek kry komma Ja, ek het nou net 2 desimales gebruik vir die finale antwoord. In plaas van 3. Ja, nee, ek het dis verkeerd afgeskryf. Okay. Right, is julle daar? Hoeveel gram kalsiumkarbonaat bly oor? Okay, die rede hoekom ek dit doen, ek wil net vir jou wys hoekom jou juffrou vir jou albei van daai goed laat doen. Sou jy is jy klaar met vraag 2 ook, né? So kan ek Ja, klaar. oom. Okay. Ek doen vraag 3 want ek wil net vir julle wys hoekom jou juffrou jou kind of wil hê jy moet albei doen. Want nou werk een van hierdie twee wat ons hier in die begin gedoen het. Either die een in die rooi boksie of die een in die blou boksie werk nou lekker. En jou juffrou wil jy met albei doen sodat jy net een van hulle nou kan grab. Ekke wat nie albei doen nie, gaan nou ongelukkig een van hulle dalk moet oordoen op 'n ander manier, op die ander manier. Maar kyk of jy dit self kan doen. Hierdie goed is uiters belangrik. Dit gaan moeiliker raak. As ons met sure en basis begin werk, dan gaan ons terug na titrasies toe en dan raak dit moeilik. Want dan bly 'n suur of 'n basis oor en dan moet ons nog goed bygooi. Right, weet julle wat om te doen? Ja, Willem. Lisa? Ek dink so. Jy weet mos hoeveel mol kalsiumkarbonaat jy in die begin gehad het, né? Ja. En die blou boksie sê vir ons hoeveel gaan reageer. So dan die verskil is wat in die mol wat oorbly. En dan kan jy dit net met die molêre massa maal om te kyk hoeveel gram oorbly. So kyk gou hierso. Okay. Die kalsiumkarbonaat lyk so. Die mol aan die begin was 0,017. Die mol wat reageer het is 0,015. So die mol wat in oormaat het of oorgebly het is 0,002. Daai mol bly oor.
En dan kan ons net sê mol is massa op molêre massa. So die massa is die mol wat oorbly, maal die molêre massa van kalsiumkarbonaat wat 100 is. En dan kry ons 0,2 gram. Dis baie goed op een klein wit bordjie. Is jy happy? Almal. Ja. Onthou Zoe, aan die einde van die klas moet ek net vir jou ietsie wys. Okay. Right. Jy is nou meer op jou eie. Jy gaan die vergelyking neerskryf en ons gaan 3 gram natrium met 800 kubieke sentimeter suurstof by standaard temperatuur en druk laat reageer. Ek wil jy moet vir my die beperkende reagens kry. Skryf af vergelyking. Jy hoef nie die hele som af te skryf nie. Net daai te skryf. Ek kan al die notas vir jou stuur wat ons vanaand gedoen het op 'n PDF as dit moet. Jy stuur net vir my WhatsApp en sê oom stuur vir my asseblief die notas op 'n PDF. Dan gooi ek dit vir jou op jou WhatsApp. Dan jy al die vrae ook. Ek wil nog 2 kinders in die klas hê van julle skool. Of kom sê 3. Hoeveel geld soek jy as jy 'n maatjie na die klas te bring, Lisa? Die hele kwartaal. Se fooi, né? Okay, Ja. jy gaan nie gebruik word vir advertensie nie. Ek het ek het actually iemand wat gevra het ek moet hom se nommer vir hulle stuur. Stuur Oom, dit. ek het klaar 2 vir hom gebring. Wie's hulle? Jou suster. Ja, en Zoe. Is dit? Maar ek het klaar was 'n deal met jou gegaan. Nee, ek het klaar vir Abia en vir Zoe gebring. Ek ken Het nie jy nog vir Zoe, nie. jy moet nie nou jok nie. Zoe se pa het my gekontak. Sy het my nie gekontak nie. Ja, maar ek gaan nie vir oom kontak vir Zoe nie. Maar Zoe se pa het my gekontak. Zoe het my nie gekontak nie. Ja, ek het die inligting gegee. Is dit? Ja? So, wie gaan jy Ja, bring na die klas toe, Lisa? Leila. Maar oom ken haar nie. So. Jy ken haar nie. Nee, oom ken haar nie. Okay, maar jy moet net vir my WhatsApp stuur. Stuur vir haar nou my details vanaand en stuur net vir my WhatsApp oom, ek gaan vir Leila na die klas bring, dan weet ek kan dis jy. Anders dan dink ek jy dalk sy liegstories soos Liani. Okay. Oom kan vra. Vra Ja, ek kan vir Abia Zoe vra, né? en Abia. Right. Het julle nou al uitgekom? Hierso is my die periodieke tabel sou jy het nodig hê. Natrium is 23. Ek dink dis al wat julle nodig het. Suurstof is 16. Is julle aan die gang?
Die mol natrium. Deesdae word die meeste memorandums skryf hulle dit so, mol en dan natrium byvoorbeeld, en dan sê hulle massa gedeelde molêre massa. Ek wys maar net hoe die memos lyk. Dis nie verkeerd om te skryf natrium dubbelpunt mol is massa oor molêre massa. Ja, goed, is dieselfde, né? Massa oor molêre massa. Maar jy moet laat sy gou join Lisa, anders mis sy nou uit op klasse, verstaan? Soos vanaand se nou byvoorbeeld, né? Dis reg. Okay, hand op as jy klaar albei se mol en die beperkende reagensie het. Daar's so 'n handjie wat jy kan opsit. Raise hand byvoorbeeld as jy wil Zoe, of jy kan 'n reaction maak, dan is dit ook soos dit. Whatever. Ek weet nie meer reaction te doen nie. Of jy kan net vir my sê eers oom my hand. Right. Okay. So die massa is 3 gram en natrium is 23. Wat's dit? My kalkulator nou hierso. 0,1304. 0,1304 mol. As jy nie die woord mol gaan byskryf nie, gaan jy vir jou puntjie laat verloor. En dan die mol suurstofgas is V over Vm. En dit's 800 gedeel deur 1000, of jy kan dit self in jou kop doen, dis 0,8 en daar is 22,4, né? Dit is mos 22,4, né? Wat is Ja. daai? My kalkulator lê nou hier. 0,0357. 0,0357 mol. Okay. Right, daar is 'n huge verskil actually, maar kyk gou baie mooi. Daar's 'n 4-tot-1 verhouding. So ons kan nie net weet wat een die meeste is nie. So wat jy gaan doen? Jy gaan sê natrium tot suurstof is in 'n 4-tot-1 verhouding en ek gaan sommer D en 'n X maak en dan 0,0357 invul. Hoekom? Dis reeds in my calculator, die 0,0357 en ek gaan dit deur kruis maal met 4, dan spaar ek tyd. En dan kry ek 0,1428. X is 0,1428 mol. En dis hoeveel natrium ek nodig het. Kan jy sien? Né? Almal is by. Stop my as ek te vinnig gaan. Dit is die mol natrium nodig as dit te min is of wat gaan reageer as dit te veel is. Kan jy sien ek het te min natrium? Hallo? Ja. Ja. Dit wil sê natrium is die beperkende reagens. Ek het nie nodig om dit andersom te doen nie, want ek kan klaar die antwoord hê. Ek het dit dalk nodig om volgende vrae te doen. Okay, nou wil ek weer weet. Wat is die massa natriumoksied wat vorm? Dis op jou eie. Jou juffrou doen nie verkeerd om vir jou albei te laat uitwerk nie. Ek weet presies hoekom sy dit doen. Al wat ek wil hê is dat jy die vraestel moet klaarmaak en so min as moontlik tyd mors. En as jy dan agterkom jy moes die ander een ook uitwerk, dan werk jy hom gou-gou ook uit. Maar net as jy gedwing word. Want ek kom nou weg sonder om die ander een uit te werk. En as jy vir my kan sê wat is die massa natriumoksied wat vorm, dan steek jou hand op en dan doen ons iets moeiliker.
Right. So die natrium bepaal, omdat hy die beperkende reagens is, bepaal hy hoeveel natriumoksied vorm. So ek gaan net sê die mol natriumoksied wat vorm is die helfte. Daar's 'n 4 tot 2 verhouding. So dit is 0,1304 gedeel deur 2. Nou, 0,1304 gedeel deur 2 en dis 0,06 0,06. Ek mag nog nie afrond nie, want dis die vragie. En van daar af is mol massa gedeel deur molêre massa. So die massa is 0,0652 en die molêre massa van natriumoksied is 'n 23 maal 2, 2 natriums plus 1 suurstof. Wat kry julle? 4,04. 4,04 gram. Great. Is almal op dieselfde wicket. Ja. Ek soek net nog voorbeelde. Okay. Right. Ons maak ons eie op. Ons gaan kom ons sê HNO3 vat. Dis salpetersuur. En daarvan gaan ons 5 kom ons sê 150 kubieke sentimeter van vat met 'n konsentrasie van 0,1. En dan gaan ons daarbey lithiumhidroksied gooi. 200 kubieke sentimeter met 'n konsentrasie van 0,25. En dit gee vir ons lithiumnitraat. Alles is lekker maklik, dis 1 tot 1 verhouding. Daar gaan nou oral staan AQ op jou vraestel, AQ. En dan kry ons water by. H2O, dit liquid is. So ons vat 150 kubieke sentimeter salpetersuur en daarbey gooi ons 200 kubieke sentimeter lithiumhidroksied. En ja, en dan kry ons lithiumnitraat en water. Eerste sommetjie is weer maklik. 1. Bepaal die beperkende reagens. En jy's op jou eie. En dan sal ons ietsie moeiliker doen, net 'n klein bietjie moeiliker. En dan is ons klaar vir die aand en dan gaan ek net gou vir Zoe iets wys. Julle moet eintlik ook agterbly. Julle mag nie uit. Ek sal kyk of ek sal voor 7 uur klaar wees met alles. Ek dink ons gaan maandag met stroombane werk. Dink so. En dit sal nice wees as jy kan bywoon. Want dit gaan vir jou soos 'n hersiening wees. Ja. Ek kan nou al sê die suur gaan beperk, die beperkende reagens wees. Die lithium een. Nee, die salpetersuur. Hy moet beperk wees. Oeps. Seker hy is die minste. En is net 'n 1 tot 1 verhouding, so dit is belangrik dat ons moet leer na ons dit gedoen het.
Right? Kom julle albei daar uit of almal van julle kom hier uit, né? Ja. Ja, Oliani is nog besig nou. Ja, Okay. Lisa's vinnig. Jy het nie daai verhoudingssommetjie gedoen nie. Omdat dit 'n 1-tot-1 verhouding is, kon jy dadelik sien wat een is die minste, né? Ja, ja, maar ons onderwyser het ook gesê soos, weet jy, sy skryf net byvoorbeeld HNO3 is gelyk aan die mol en dan onder dit LiOH is gelyk aan die mol en dan as dan hy soos 'n verhouding was, dan is hy net dadelik gedeel deur 2 of wat Ja, ook al. jy kan dit ek so het doen. vir daai, ek weet nie of ek het verkeerd ingetik het, maar ek het vir die lithium prentjie het ek 'n 0,05 mol. Ja, dis my fout. Ek het dit verkeerd ingetik dan. Kom ons kyk gou. Ja, dis 0,05. Okay. Mooi. Okay. Right. Nou omdat dit 'n 1-tot-1 verhouding is, hoef jy regtig nie eers te kyk. Jy hoef nie dit te doen nie. Met ander woorde, jy hoef nie HNO. Jy kan dit doen as jy wil. 1-tot-1 en dan x te maak hier. Jy kan daar omdat dit 1-tot-1 verhouding is, kan jy dadelik sien dat die een wat die minste is, gaan die minste bly, né? sien julle? Okay? Ja, Kom ons doen dit nog steeds. So, kom ons maak hierdie 'n x en dan is daai 0,05 en dan maak ek oor kruis, dan is x 0,05 mol. En dit is die HNO3 wat ek nodig het. Jy kan dit ook andersom doen, sal jou dalk help as dit andersom is. Okay, nou wil ek gou-gou 'n vraagie met jou vra, voor ons nommer 2 kan doen. Hier's my fles nou, waar ek die HNO3 ingegooi het en waar ek die lithiumhidroksied ingegooi het. Wat bly nou in hierdie fles oor? Dis uiters belangrik. Wat is in hierdie fles nou? Lithium. na wat oom? Na ek daai twee goed bymekaar gegooi het. Produk, Ja, wat is hulle? is dit die lithium, daai Lithiumnitraat, né? Is ek reg? water. En ook water en daar's nog iets in. Suurstof. Nee. Okay, ja, ons mag ek praat nou nie, jy mag nou nie verwys na hierdie lug hierson nie, okay. Wat is nog in daai fles? Die lithiumhidroksied, want nie alles het. Okay, wat? Het jy nou 'n nuwe pap begin eet, Lisa? Want jy is soos 'n superbraai die afgelope. Ek het, Is dit wat? Eet jy nou? ja, muesli. Okay, muesli. Mooi. So daar is ook lithiumhidroksied wat in oormaat is. Onthou, al die lithiumhidroksied wat ons begin het mee as jy opgebruik het, né? So eintlik lyk dit so. Daar's lithium-ione in oplossing. Daar is ook nitraat-ione in oplossing. En dan is daar lithiumhidroksied in oormaat. Dis belangrik. Okay, om die volgende vraag. Ek wil by jou weet, wat is die konsentrasie lithiumhidroksied na die reaksie? Wat sal die konsentrasie van die lithiumhidroksied wees? Jy moenie 0,25 gaan skryf nie. Hoekom is die antwoord 0,2? Dis 4 punte werd. Hoekom is die antwoord 0,25 verkeerd? En dit was Dis aan die begin. Nee, voor Ja. daar enigiets met hom reageer het, toe het hy minder geword, nee. Soos hy opgeëet was deur die suur. Onthou net, hierdie suur, hierdie salpetersuur eet van die lithiumhidroksied op. Hy reageer hom op sodat dit van hom weggeraak. Jy moet uitvind hoeveel bly oor. En dit is 'n klein bietjie moeilike vraagie vir jou wat nou net daarmee begin het, maar dis die tipe vraag wat jy in die eksamen kan kry. So. En daarvoor het jy 3 minute. En ek kan jou help hoe jy asseblief alles hoor. kan nou doen.
As jy nie Wag, oom, ek wil net gou Wat vinnig wat wil jy doen? geef my 'n vergelyking om konsentrasie te kry. NV. En is gelyk aan C maal V. So konsentrasie is mol gedeel deur volume, né? So hoe gaan ek die konsentrasie kry? Ek gaan die mol met uitwerk wat oorbly en dit deel met die volume van die fles, né? Okay, figure uit hoeveel mol van die lithiumhidroksied oorbly. Oom, Maar kan ons nie weer daai sê asseblief oom? Die belangrikste ding van skynat op hoërskool is dat daar's nie een uitvangvraag nie. Al die vrae het 'n formule. So as ek vir jou vra wat is die konsentrasie, dan sê jy ek kan die konsentrasie kry deur hierdie formule te doen. Né? Al wat ek moet uitwerk is die mol lithiumhidroksied en dit deel met die volume. Die mol lithiumhidroksied, onthou as dit begin met 0,05 mol, toe gaan dit van dit weg. Jy moet nou uitwerk hoeveel oorbly. En dis hoekom hierdie ene nou verkeerd was. Kyk gou mooi wat ek nou merk. Daai ene is nou gee vir ons moeilikheid. Ons moet die lithiumhidroksied X maak om te kyk hoeveel oorbly, né? Of jy moet net die molle van mekaar aftrek. Okay, go for it. Kyk wat jy kan doen. oom, ek wil net gevra, gaan die volume, dit gaan seker nie dieselfde bly nie, gaan dit? Wel, ek het vir jou 150 ml vodka in jou glas gegooi saam met 200 ml wat Red Bull. Wat is die volume van jou glas? 350. 350. Oh. Wait a minute. Oom, plus ons net die twee volumes saam. Jep. As jy 'n glas het en gooi 50 ml water by en netto nog 50 ml, dan sal 100 ml in die flask, né? So hierdie volume gaan wees 350 gedeel deur 1000, né? En jy moet net uitwerk hoeveel mol lithiumhidroksied bly oor. En jy kan dit op verskillende maniere doen. Jy kan net X gaan oor uitwerk as jy wil. Of jy kan net sê dis 'n 1-tot-1 verhouding. So die mol lithiumhidroksied wat oorbly is die mol wat ons in die begin gehad het, 0,05 minus 'n 1-tot-1 verhouding wat 0,015 is. En daar gaan 0,035 mol wees, né? Ja. En ons mag dit so maklik doen omdat dit 'n eenvoudige 1-tot-1 verhouding is. Verstaan jy dit, Zoe? Ja, oom. Hoekom ek net sommer die 0,015 kon afgetrek het, want hulle reageer in 'n 1-tot-1 verhouding. So dan gaan net Ja. 0,015 mol lithiumhidroksied reageer. En dan kry ek 0,1. Ja. Dis hy baie smart. Sê vir my as ek kan aangaan na 'n ander skerm toe. Ek gaan net 'n paar minute van julle tyd mors. Oom, ek is reg. Ek ook. Okay. Jy het tog geregistreer vir daai program nie, né, Zoe? Ek dink ek het. Kyk gou na daai nuwe skerm. sien jy dit? Ja, Het jy geregistreer? ja. Okay. So as jy nou inlog in jou graad 11 login, dan lyk dit so. Jy gaan nou net hierdie wiskunde hê nie, want jy neem nie wiskunde by my nie, né? Net skyne. So daai gaan net weg wees. En daar op jou kalender daar gaan jy al die klaslinks sien. Jy gaan nou net die bloues sien. So daar's volgende maandag se link. As jy daarop klik, dan gaan jy dadelik in die klas in. Né? En daar's volgende week en Woensdag se link. As jy daarop klik, gaan jy dadelik in die klas in. En dan volgende maand se links is nog nie gelaai nie, dit sal ek nog een of ander tyd laai. En dan hierso is
Hierso is jou toetsies. Jy gaan nou hierdie skynat sien. Daar's toetsies wat ek wil hê julle moet doen. So tans is ons besig met chemiese verandering. Nee, ek jok. Chemiese stoichiometrie. En daar's 'n toetsie oor empiriese formule wat almal van julle kan doen, want julle het dit klaar gedoen by die skool, né? En daar's 'n toetsie oor beperkende reagense. So jy laai hom af, né? Jy doen hom. Die antwoord is A, B, C, D of E. Jy omkring die antwoord, hopelik die regte een, né? Bepaal die hoeveelheid magnesiumoksied wat vorm indien 'n oormaat magnesium volledig met 82 gram suurstof reageer. Dis 'n graad 10 som, almal kan dit doen. Nee. Want die suurstof is in oormaat, so jy hoef eers te worry oor. Die magnesium is in oormaat. En jy gaan net die mol suurstof uitwerk om die aantal mol magnesiumoksied wat vorm te bepaal. Jy moet net self die vergelyking skryf. En dit kan 'n probleem wees. Okay, en dan is dit alles wat ons vandag gedoen het. Nou, as jy merk A, B, C, D of E, dan gaan jy terug na die toets. Elke toets het 'n ID, spesifieke ID. Daar is ST4. As jy hom kry nie, dan kan jy hom gaan search daar of kan net gaan soek daar. Daar's ST4. Of as jy hom gaan search, dan tik jy net sommer in ST4. Daar's hy. En dan kan jy hom antwoord. En dan sê hy A, B, C, D, E. Moet nou nie dit gaan doen nie, né? Vul nou die antwoorde in wat jy gekry het. En dan merk ons die toets, kry ons 1 reg. Verraai. En daar's die memorandum wat jy kan aflaai met die antwoorde en die berekeninge. En dit save jy op jou systems. Hy save dit klaar. So hy gaan nou altyd daar wees. Okay. Amper klaar. Waar is dit nou? Ja. As jy nie weet wat aangaan nie, kyk jy 'n video. Daar's 'n video oor empiriese formule, daar's beperkende reagens, presentasie suiwerheid en opbrengs. Gaan jy daarna toe. Dan kyk jy net gou weer hierdie video. Dis gewoonlik min of meer dieselfde somme as wat in die toets is. Ja. Right, en as daar resources is, kan jy daai moenie worry daaroor nie. So daar is 'n video om jou te help, daar's toetsies en as ek jou weer sien, dan sê jy, okay oom, ek kon nie nommer 4 reg kry van daai toetsie nie. Dis kan okay, want dan is jy nommer 4 nie. Okay, ek kon nie nommer 3 reg kry nie. Nou, ek weet nie hoeveel gram oorbly nie, ek kan dit nie bepaal nie. Ek het aan die memo gekyk, verstaan dit nie, dan help ek jou weer. Okay. Of jy wag met die toetsie tot jy klaar is by die skool, dan doen jy dit. Maar jy moet die toetsies doen. Nee. Okay. Jy kan nou al hersien ook. Soos byvoorbeeld sê net maar jy's nou bliggie soos Leonie, né? Dan gaan jy nou seker maak dat jy sommer hierdie stroombane toetsie ook doen voor ek jou maandag sien. Nou, Okay. right. Of daar's video's wat jy kan kyk oor. Jy dalk nie met interne weerstand nie, maar ons sal weer gesels. Okay. Jy mag exit. Ek sien jou maandag hopelik. As jy verstaan, dan WhatsApp jy net en sê, oom, ek verstaan nie lekker nie. Ek het vergeet van waar om die links te kry, bla bla bla. Dan nog iets almal. As jy volgende week gaan inlog op hierdie program, dan gaan hy heel anders lyk. Hierdie was net 'n back-end login. Hy gaan nou 'n front page hê, soos 'n gewone webwerf lyk. Ek het julle altyd net na die login page toe gevat. As jy bo na die URL kyk, daar's altyd net login page. Maar hy gaan nou anders lyk. Ek gaan een of ander tyd 'n 10 minute of 'n 15 minute met julle spandeer om vir julle te wys waar die goed nou is op die nuwe program en wat jy nou nie kan doen. Okay, daar gaan nou ekstra goed wees. Maar eers van volgende week af. Smart. En wat moet jy doen, Lisa? Ek het klaar gestuur. Okay, en jy moet vir my ook 'n WhatsApp stuur, né? Okay. Anders gaan jy nie die R200 invul as jy by begin verbygaan nie. Okay. Wie van julle het al daai game gespeel? Baie. Okay. Wat 'n game? Monopoly. Monopoly. As jy by die begin verbygaan, vorder jy R200 in, anders moet jy tronk toe gaan. Nou. Okay. Okay. Ciao, lekker aand. Bye. Bye.